woord van die Here deel en jy kan saam met my die Bybel blaai na die boek van Handelinge en ons gaan uit Handelinge hoofstuk 27 lees. Handelinge 27 vanaf vers 13 en ek wil graag vanmôre met u gesels oor 'n gebeurtenis waar Paulus en 275 ander mense skipbreek gelei het. En ek wil vanuit hierdie gedeelte uit vir jou iets uithaal wat ek glo die Here met ons wil deel. Nou wanneer ons lees, sê die woord van die Here, daardie dag was daar 276, dis Paulus ingesluit. Mense op die skuit in die middel van die see in 'n storm, en ons sal so 'n bietjie daarna kyk en dan gaan ons die Gees van die Here toelaat om vir ons dit oop te breek. Nou vanmôre het ons so 'n bietjie iets anders te gedoen. Ek het gisteraand 'n audio gerekord, want ek wil hê jy moet jouself inleef en ek wil hê jy moet sien in jou gees wat gebeur daai oomblik toe Paulus en hierdie ander manne in die middel van die see, in die storm hulle self bevind, en dan gaan ons daaroor gesels. Amen. Handelinge 27, 13-44. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word, daarvandaan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe. En toe ons onderkant 'n eilandjie kom wat Clauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onder hom te gord, en omdat hulle bang was om op die Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal, en so het hulle dan weggedrywe. En terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n hewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word, ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hul midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister, en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. En toe die 14de nag kom, terwyl ons nog in die Adriatiese See ronddrywe, het die matrose omtrent middernag vermoed dat hulle naby land kom. Daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 vaam, en nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 vaam. En omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi en gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly vas sonder om iets te gebruik. Daarom raai ek julle aan om voedsel te neem, want dit dien tot julle behoud, want van niemand onder julle sal 'n haar van sy hoof val nie. Toe hy dit gesê het, neem my brood, dank God in die teenwoordigheid van almal, breek dit en begin eet. En hulle het almal moed geskep en self ook voedsel geneem. En ons was in die skip altesaam 276 siele. En nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. En toe dit dag word, het hulle die land nie herken nie, maar hulle het 'n inham met 'n strand bemerk, waarop hulle van plan was om die skip te laat loop as hulle kon. En hulle het die ankers afgekap en in die see laat lê en tegelykertyd die roertoue losgemaak. En hulle het die voorseil teen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. En hulle het op 'n plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand, en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Kom ek lees vir ons verder, hy sê, nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie.
maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring om aan land te kom. En dan vers 44, en die ander, sommige op planke en sommige op stukke van die skip, en so het almal behoue aan land gekom. Ek glo ek kon vanmôre die boodskap hoor en die verhaal ervaar waar Paulus saam met hierdie ander 275 manne, totaal 276 manne op 'n skip vir 14 dae lank in die see, wil ek amper sê ronddobber sonder hoop. Plaas jy jouself vir 'n oomblik in hulle skoene. Jy bevind jouself nie met vandag se tegnologie natuurlik nie. Jy moes kyk na die sterre, jy kyk na die maan en so het hulle gevaar op die see rond, kyk na die son, waar kom hy op, en dan maar net 'n kompas gehad, en dan sê die woord, hy sê, vir 14 dae lank het hulle gevas. Met ander woorde het hulle nie geëet nie, het hulle rondgedobber op die see, hy sê daar was nie son nie en daar was nie sterre nie. Kan jy jou indink, hoe moes daai storm wees, dat daar nie lig was nie? Hier bevind hulle self, en as jy die geskiedenis ken, die woord van die Here ken, dan sal jy sien, dis eintlik op Paulus se uitsending na Rome. God stuur hom om te gaan evangeliseer. Hy stuur hom om te gaan bedien, en op pad na daardie doel toe gebeur hierdie ervaring, waar hulle vasgevang is binne in die see. Dis te ver om te swem, so jy kan nie land toe swem nie. Van die manne wou die roeibootjie, die veiligheidsbootjie afkap en in die nag ontsnap. Maar die Here het vir Paulus gesê, dit gebeur, en hy waarsku, hy sê, as julle wil doodgaan, moet julle dit doen. En die woord sê, hulle het die toue afgekap en die bootjie maar laat vaar. Met ander woorde, hier sit soveel manne in die see, vasgevang, in die donker, in 'n moeilike omstandighede, waaraan hulle niks kan doen nie. Handelinge 27 vers 20 skryf, hy sê daar, en omdat die son en ook die sterre baie lank nie geskyn het nie, dit sê vir my, dit was donker, het 'n ewige storm ons gedruk. Hy sê, ons is eintlik op 'n plek bevind waar ons nie hoop gehad het nie. Wat sê hy daar? Is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Wie van julle het al eers in jou lewe so gevoel? Miskien nie in die middel van die see nie, maar in jou lewe en omstandighede gewees waar dit voel asof die son wil nie opkom nie, die maan wil nie skyn nie, die sterre wil nie skyn nie, en vir dae lank hoop jy, glo jy, roep jy aan, maar dit voel net asof daar nie 'n uitkoms kom nie. Die woord van die Here sê, en ek wil dit so interpreteer, menslik gesproke het hulle alle hoop verloor. Soos ek nou al reeds gesê het, 14 dae lank sonder kos. Party van ons sukkel om 14 minute, ek bedoel 14 ure sonder kos te gaan. 14 dae sonder kos, sonder hoop, in die storm. Nou ek het nou al 'n paar films gesien, en ek het die voorreg gehad om so 'n bietjie diepsee te gaan visvang ook. En dank die Here, daar was nie 'n storm daai dag toe ek op die see was nie, maar ek wil vir jou sê, ek het die voorreg gehad om 23 km in die see in te gaan, wat nie ver is nie. Maar 23 km ver maak daai bootjie so op die branders. Dan sien jy die land, dan sien jy nie die land nie. Jy besef daar's iets groter as jy net 23 km in die see in is. Daardie klein bootjie, en hier bevind hierdie mense hulle 14 dae lank in die storm. Dis koud, dis nat. Ek dink aan verlede week se boodskap, die sneeu. En Benaja wat die leeu moes gaan konfronteer. Baie keer is die omstandighede so dat ons nie weet wat om te doen nie. Vers 20 sê, en omdat die son en ook die sterre baie lank nie geskyn het nie. Dan voel dit partykeer vir 'n mens asof alle hoop verlore gaan.
Ons het verlede week gesê, Here, ons wil die leeu's in ons lewe konfronteer, aanspreek in die naam van Jesus, en ek glo ons het hierdie week gefokus daarom, om juis hierdie dinge wat die einde van die jaar ons moeg maak, jou moedeloos maak, jou blydskap wil steel, wat gevaarlik uitskree in jou lewe, om dit te hanteer. En ek glo met alles in my, ons het die leeu's hanteer. Want dit sê nie, dit het opgehou sneeu nie. Ek wil 'n brug bou van wat gebeur het by Benaja en vandag met Paulus se omstandighede. Jy sien, net omdat die leeu aangespreek is, net omdat Paulus op pad is op 'n sendingroete of toer na Rome toe, sê nie daar gaan nie aanslag in jou lewe wees nie. Die leeu's word aangespreek, maar die sneeu was daar. Paulus kom en God stuur hom, maar hier bevind hy homself. En my vraag wat ek myself sou vra is, het ek reg gehoor? Het die Here my regtig gestuur? Waar is ons uitkoms? Waar is ons voorsiening? Waar is ons roeping? Waar is die bevestiging? Want 14 dae lank in die duister, in die storm, begin 'n mens naderhand vra. Hier aan die einde van die jaar, soos ons verlede week gesê het, wil ek weer vandag sê, moet ons elke dag beklei om ons geestelike oorwinning te behou. Die leeu is bestraf, die leeu is gebind, maar dis nog steeds sneeuwerig. Ons hou vas aan die Here, ons roep hom, die storm is erg. Ons moet God vertrou bo dit alles. Ek dink net soos Paulus kom ons op tye wat ons dan partykeer voel, wat moet ek volgende doen? Ek het gebid, ek het gevra, ek het die manne bemoedig, en dan voel ons partykeer hopeloos. Daar's dalk party van ons wat vanmôre hier sit, wat sê, ek het geestelik en emosioneel skibreek gelei. Ek is emosioneel af. Ek kan staan op, en ek gaan aan, want ek moet, my vrou, my kinders, my man het my nodig, ek moet werk, maar ek is down, hoe sê die jong mense, ek is sat. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar het 'n keerpunt plaasgevind, in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, waar ek glo die Here die omstandighede verander het in hoop. En na die keerpunt wat ek ervaar, gebeur hier van vers 22 af. Lees gou saam met my vers 22. Te midde van hopeloosheid, te midde van die storm, te midde van paniekbevangenheid, te midde van gaan ons doodgaan, is daar hoop, kom Paulus, sê die woord van die Here, en hy staan in die midde op met hierdie manne wat saam met hom op die skuit is, en hy sê die volgende, vers 22, hy sê, maar nou vermaan ek julle, om moed te hou. Nou Paulus praat hier, hy sê, want daar sal hoegenaamd geen verlies aan lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Wat sê Paulus hier vir hulle? Hy sê, ek wil hê julle moet weet, ons is dalk nou 14 dae in hierdie storm, maar moenie worry nie een van julle gaan doodgaan nie. Die skip gaan verwoes word, maar nie een lewe sal sterf nie. Nie vir julle, maar klink nie vir my baie, is positief, maar as die skip ondergaan en ons in die middel van die see gaan ons swem, papa. Daar is 'n uitdaging as hierdie skip onthou ons is nie op die land nie, ons is in die see. Maar te midde van dit staan hy op en hy sê vir hulle, hou goeie moed. Kom ons lees verder dan, hy sê vers 23, want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort. Hoor hoe mooi sê hy daar, hy sê, nie net die God aan wie ek glo nie, nie net die God van wie ek gehoor het nie. Hy sê die God aan wie ek behoort, het 'n engel gestuur. En hy sê daar, wat ek ook dien. So ek behoort aan God en ek dien hom. Hy sê, daardie God het 'n engel met 'n boodskap gestuur. Wat sê hy vir hom, vers 24? En hy het gesê, nou onthou, wanneer 'n engel gestuur word, is dit nie die engel kom uit homself uit en kom bemoedig vir Pieter, want die engel sien dat Pieter het hulp nodig nie. Nee, dis God wat die boodskapper stuur met 'n boodskap van die Here en sê, gaan sê vir Pieter. Ons moet dit verstaan. Engele het nie die autoriteit om hulle self aan mense te openbaar soos wat hulle wil, boodskappe van hoop of enigiets oor te dra nie. Dis alleenlik op beveel van die Here.
As God sy engele bevel gee en God stuur hulle uit, dan kom hulle. So die Here sien wat gebeur. Hy sien hoe dat hulle hopeloos is. Hy sien hoe dat hulle vreesbevang is. Hy sien die storm, want God is alwetend. Hy sien hoe bekommerd hulle is, maar dan sê hy ook, hy sê, ek weet nie wat is die Engelse naam nie. Maar kom ons sê maar Gabriel, want ek weet dis een van die engele. Of Michael. Ek wil hê jy moet gaan na Paulus toe. En gaan sê vir Paulus, hulle hoef nie te vrees nie. Niemand van hulle gaan doodgaan nie. Die skuit, die boot gaan doodgaan. Hy gaan uitmekaar uitgeruk word. Hy gaan skipbreek ly, maar niemand anders sal doodgaan nie. Kom ons lees daar verder. Hy sê vers 24, en hy het gesê, moenie vrees nie. Paulus, jy moet voor die keiser staan. En kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Wat doen die Here hier? Hy sê, ek het jou gestuur na Rome, ek het jou gestuur om voor die keiser te gaan staan, en omdat ek jou gestuur het en 'n doel met jou lewe het, sal hierdie storm waarin jy nou is, jou nie doodmaak nie. En as 'n blessing saam met dit, al die manne wat saam met jou is, sal ook nie sterf nie. Met ander woorde, die Here kom en hy gee vir hulle hoop, maar hy bevestig ook Paulus se roeping op daai sending toer. Hy kom en sê vir hom, jy moet voor die keiser gaan staan. So maak nie saak wat gebeur nie. Nou as jy hoofstuk 28 lees, ons na die tyd daarvoor, jy sal jy sien dat toe hulle nou skipbreek gelei het en almal uitgespoel het op die strand, het hulle daar tussen 'n klompie mense ingekom wat as 'n groep mense bygewoon het op die eiland. En hulle het vuur gemaak en vir hulle kos gegee en gedink dat hierdie is manne van die Here. Nou sê die woord van die Here, en Paulus gaan om hout in die vuur te gooi, en toe hy dit so ingooi, toe kom 'n adder, 'n slang, en hy kom byt aan sy hand vas. En toe die inwoners sien dit gebeur, toe sê hulle, hierdie ou moet wragtig nie van die Here af wees nie. Want hy gaan nie dood in die see nie, maar hy kom hiernatoe, 'n slang hom doodbyt. En hy sê, en hulle staan en kyk, wanneer gaan hy opswel, en wanneer gaan hy omval? Wanneer gaan hy doodgaan? Hierdie inwoners staan en kyk, hy sê, en nadat hulle lank gewag het, het hulle gesien, niks het gebeur nie. Paulus het die slang afgeskit, en maar net aangegaan. En toe besef hulle, maar God is met hom. En dan sê hy, hoe hulle bedien het, en almal genees het wat siek is, selfs die hoofman en die keiser, en almal by wie hulle moes uitkom. Ek noem dit vir u, want dis die doel waar Paulus moes uitkom. Maar voordat hy daar kon uitkom, bevind hy homself 14 dae lank in die middel van die see in 'n storm. Nie son nie, nie sterre nie. Hulle was nie lus om te eet nie. Ek weet nie of is dit as gevolg van omdat hulle siek was en omdat hulle nie kon eet nie, maar die woord sê hulle het vir 14 dae nie geëet nie. Jy sien, baie maal het God 'n plan en 'n doel met ons lewe. Maar voordat jy by daai doel uitkom, dan is daar 'n storm wat aanbreek. En baie keer voel hierdie storm asof hy net nie wil verbygaan nie. Die leeu is daar en dit sneeu, die branders breek hier om ons, hy het 'n doel en 'n plan met ons lewe, ons glo dit, maar ons verloor hoop. Daai 14 dae voel dalk baie keer soos maande. Daar's dalk van ons wat dalk al jare wag. Kom ons koppel nie die ding aan die tydperk van wag nie, maar dat ons wag om by die doel uit te kom. En dan is ek wil amper sê hel los op daai oomblik. Van al die rigtings af kom die probleme, die aanslag. Net as jy dink, hier kom 'n deurbraak, dan is dit weer die volgende ding. So erg dat die matrose, die gevangenes wat op die skip was, wou oorboord gooi om hulle dood te maak, sodat hulle gered kan word. Ander mense probeer selfs baie keer, aan omstandighede, om jou oorboord te gooi, dat hulle gered kan word. Onregverdigheid, ongeregtigheid wat plaasvind. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die keerpunt kom in, wanneer God dit sien, en hy iemand stuur met sy woord, om jou te bemoedig en te sê, hou goeie moed, moenie ophou probeer nie, ek is met jou. Jy sien, as jy die doel en 'n roeping van God op jou lewe het, kan niks dit van jou af wegvat nie. Vers 25 hy sê, daarom hou moed manne, want ek glo God, dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Onthou, die storm is nog steeds aan die gang.
Hulle moes die koring nog uitgooi, hulle het nog nie geland nie. Maar hy sê vir hulle, ek glo God. Sê gou saam met my, ek glo God. Ek glo God, dat wat hy gesê het, so sal dit wees. Jy sien my boetie en my sussie, die bron van krag en uithou vermoë, lê nie geanker in jou en my vermoë nie, maar lê geanker in die God wat ons dien. Kan ek dit weer sê? Die bron van ons krag, die bron van ons vermoë om staande te bly, om aan te hou, is nie omdat ons 'n anker het in wie ons is en wat ons kan doen en my grade en my werk en hierdie aardse dinge nie, is geanker in die Here wie ons dien. Dis die God wat ons krag gee, wat ons behoue hou. Sien, Paulus was nie positief en hy het nie moed gehad daardie dag. Hy was nie geestelik sterker as al die ander omdat hy nou maar Paulus was nie. Nee, hy het net soos hulle gevoel, maar hy het 'n ontmoeting gehad waar hy in die teenwoordigheid van die Here was die vorige aand. So te midde van die storm stuur die Here 'n boodskap. Sy teenwoordigheid is daar en die Here praat met Paulus en sê vir hom, moenie bekommer nie, ek is met jou. God stuur 'n engel die vorige aand. Ek wil weer bevestig, die bron van hoop en moed word gevind in die teenwoordigheid van God en nie in die afwesigheid van storms nie. Kan ek dit weer sê? Die bron van hoop en moed word gevind in die teenwoordigheid van God, nie in die afwesigheid van storms nie. Wanneer jou moed bekragtig word, wanneer jy sterk word in die Here, wanneer jy hoop kry, is dit nie wanneer die storm weg is nie, dis juis te midde van die storm. Baie keer bid ons en sê, Here, vat die storm weg. Die Here sê, ek gaan nie die storm wegvat nie, ek gaan jou deur die storm vat. Ons het vanmôre die getuienis gehoor. Amen. I'll take you through it. I'm not going to take the storm away, but I will prepare you. Ek sal jou voorberei, ek sal met jou wees, ek sal jou die krag gee, maar ek gaan jou deurvat. Net soos Ben-Aya, net soos met Paulus, moet ons hier aan die einde van die jaar opstaan in die hoop van die Here. Ons moet moed vind in die woord en die belofte van die Here. Ons moet lewe spreek teen die uitdagings wat ons deurgaan. Meer as ooit van tevore. Handelinge 27 vers 25 sê, daarom hou moed manne, want ek glo God. Kan ek en jy vanmôre dieselfde sê? Jy sien, ons sekuriteit, ons anker, ons hoop, is nie die skip waarin ons is nie. Ons sekuriteit en ons hoop is in die God wat ons dien, en die woord wat hy vir jou gegee het. Ek glo God, sê Paulus. Te midde van die storm, te midde van dit wat aangaan. Wie van julle het die Titanic gekyk? Jare terug. Kan jy onthou toe daai Titanic so beginne sak en sink? Hoe die mense rondgehardloop en gegil en geskree en dis die prentjie wat ek amper hier voel. So te midde van gil en skree en is nat en die ou gly en val af en die ou daai kant toe en te midde van dit sê die Here, glo my, ek is met jou. Niemand sal doodgaan nie. Die skip, yes, hy gaan verwoes raak, maar ek is met jou. En net soos wat die Here daardie aand met Paulus ontmoet het, sy boodskapper 'n engel gestuur het om hom te bemoedig, net so stuur God sy woord vanmôre om vir jou en vir my te sê, hou goeie moed, my kind. Glo my, ek is met jou. Jy sien my boetie, my sussie, in die storm, en hierdie einde van die jaar, en die oorgang in die nuwe jaar in die onsekere wat dalk daar lê, partykeer voel dit dalk donker. As van ons wat verlede week gehoor het, jy het jou werk verloor. Wat gaan gebeur? Waarheen is ons op pad? Jy mag dalk nie nou weet wat aangaan nie, maar ek wil vir jou vanmôre kom, en ek wil vir jou sê, God sê, glo my.
Paulus sê, ek glo God, te midde van die storm. Jy sien, die storm sal altyd daar wees, maar dis die woord van God waaraan jy vashou wanneer jy in die storm is, wat jou die hoop en die moed gee om aan te hou tot die einde toe. Dit is daardie belofte, daardie skrifgedeelte wat die Here vir jou hierdie jaar gegee het, wat jy moet aan vashou en jy moet die woord van God oor jou lewe spreek. Skipbreek mag dalk plaasvind, maar aan jou lewe sal daar nie gevat word nie. Jou oorwinning, jou hoop, ons lewe en die anker waaraan ons vashou is die Here, nie die skip en die aardse besittings waarin ons is nie. Vers 43, lees gou saam met my, hy sê, maar die hoofman oor 100 wou Paulus red, en het hulle verhinder om hulle voorneme en bevel gegee, dat die wat kon swem eerste in die see moes spring, om aan land te kom. Dit nou gebeur, die boot het gestrand, hy sê die eerste deel het vasgesit, die agterkant van die boot het uitmekaar uitgeslaan, en wat sê die hoofman? Hy sê, nou moet julle swem. En vers 44 sê, en die ander, sommige op planke, en sommige op stukke van die skip, en so het almal, sê saam met my almal, behoue aan land gekom. Nou as die Bybel sê almal, dan beteken dit almal. Dit sluit in, daar was 276 man op daai skuit vir 14 dae, en hulle almal het gelewe. Paulus en al hierdie manne saam om hom, ja, die skip het gebreek, het skipbreek gelei, maar God se woord het bly staan, en die Here het hulle deurgedra, en hulle is almal gered. Jy sien, dis God se belofte, wat jou gaan deur die storm dra, tot aan die einde. Dis sy woord wat jou deurdra. Partykeer, ons het dit nou gesê, maak Jesus die storm stil. Ander kere maak hy nie die storm stil nie. Hoe dit ook al sê, dit bly God wat jou deurdra. Of hy die storm stil maak of nie. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Vraag wat ek myself vra vanmôre, wat is my anker? Vraag wat ek jou wil vra vanmôre, my boetie, my sussie, wat is jou anker? Wat is daardie skrif, daardie spesifieke woord waaraan jy vashou, waar jy nou moet opstaan, wat jy nou moet bely oor jou lewe, sodat jy hierdie jaar kan deurgaan, jou omstandighede kan oorwin en kan aanhou proklameer, ek glo God. Wat is die woord waaraan jy vashou? Sien, baie jare terug het die Here dalk vir jou 'n woord gegee. Hy het dalk vir jou 'n droom gegee, visioen gegee. Maar meer as dit skrif gegee. En ons hou baie keer daaraan vas, maar dan kom die storms. En dan wonder ons, waar is ek? Hoe gaan ek daar uitkom as ek nou hier vasgevang sit in die see, in die storm? Maar ek wil ook vir jou sê, God het gesê, jy moet by die keiser uitkom. Ek het 'n doel met jou lewe. Ek het 'n plan met jou lewe. En maak nie saak wat se storm kom nie, jy sal deurkom. As jy moet swem, moet jy swem. As jy gaan float, gaan jy float. Ek sê jou die krag gee om op die water te loop, soos Petrus, hoe ook al. Ek worry nie oor die hoe nie, ek weet ek moet daarby uitkom. So al is jy in die see en die haie swem om jou, gaan hulle vir jou die rigting wys waar jy moet gaan, in plaas om dit te sien, dankie Here. Dis mos daai geestelike haie. Thank you Lord for the food you prepared. Hierdie haie gaan jou nie opeet nie. Dis Christelike haie hierdie. Hy sê ek sal jou by jou doel uitbring. Want ek het 'n plan, ek het 'n doel vir jou lewe. En jy en die ander manne saam met jou. Wat is daai woord waaraan jy vashou? Of moet ek die vraag vra, hou jy nog vas aan daardie anker? Of het dit dalk te moeilik begin raak? Het dit taaf begin gaan? Die Here stuur 'n engel na Paulus.
Vanmôre stuur God deur sy Heilige Gees 'n woord vir jou. En God sê, ek is met jou. Ek glo die Here het my vanmôre hiernatoe gestuur om vir iemand in hierdie plek te sê, hou goeie moed. Moenie handdoek ingooi nie. Moenie ophou probeer nie. Maar ek wil ook vir jou sê, moenie vrees nie. God sê, ek is met jou. En die oorwinning kom te midde van alles wat aangaan. Staan Paulus op en hy sê vir die manne, ek dink in ons taal vandag, my boetie, God is hier. God is met ons. Ek glo God. Die krag kom in om te sê, ek glo God. Ek glo dat dit wat hy sê, dit sal hy doen. Ek glo dat as hy 'n ding gesê het, sal dit tot stand kom. Hy sal nie iets sê en dit nie doen nie. Hy's nie 'n mens, sê die woord van God, dat hy sal lieg nie. If he said it, he will do it. Dis die God wat ons dien. Hy sê, dis die God aan wie ek behoort. Dis nie net een van wie ek gehoor het nie. Dis die een vir wie ek dien. Dis die een vir wie ek lewe. Dis die een aan wie ek behoort. Ek wil jou vanmôre aanmoedig. Iemand in hierdie plek moet hoor. Die God aan wie jy behoort, sê vandag, ek is met jou. Ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek sal jou lei, ek sal jou beskerm, ek sal vir jou voorsien. Al weet jy nie op wat se eiland jy gaan eindig nie. Ek het 'n eiland baie lank al daar gesit waarop jy sal uitspoel. So as die skip breek, is ek nog steeds met jou. Gaan die skip dit maak, is ek met jou. Hoe dit ook al mag wees, ek is met jou. So ek is nie vanmôre hier om jou te kom probeer bemoedig en sê die Here maak al die storms weg en hy vat al jou probleme weg en jy gaan nooit uitdagings hê nie, want dan moet ek vir jou lieg. Maar die realiteit is, te midde van storm sê hy, is ek met jou, sal ek jou deurdra. Maar jy moet glo. Glo jy die God aan wie jy behoort? Ons omstandighede draai nie uit soos wat ons altyd dit wil hê nie. Die fisiese, die skip was verwoes. Wat is die skip? Dis partykeer ons sekuriteit. Dis dit waarin ons veilig voel. Dis dalk my besittings, dis my huis, dis my kar, dis my werk, dis my ondervinding, dis dalk my kwalifikasie. Dis dalk my man, dis my vrou, wat ook al ek veilig mag invoel. Partykeer gaan daai goed verlore. En ek wil nie doodspreek vanmôre nie, maar dis 'n werklikheid. Ek kan nie vir jou jok nie. Ek dink ons almal hier het stories om te vertel, hoe dinge in die lewe ons al so 'n bietjie gestamp en stoot het. Hoe huwelike wat moet werk net nie uitwerk nie. Hoe 'n werk wat jy gedink het die Here voorsien net nie uitwerk nie. Hoe kinders jy hulle groot maak in die weë van die Here en as hulle oud genoeg is dan loop hulle net weg en hulle los jou. Hoe dit ook al mag wees, dinge werk nie altyd uit soos my prentjie dit sien nie. Maar die God wat ons dien sê, ek is jou God. En aan jou lewe, net soos met Job, sal daar nie gevat kan raak nie. Jy sien, toe sy eie vrou, Job se vrou sê, vloek God, sy vriende sê, vloek God en sterf, toe sê hy, hoe kan ek God vervloek in die tyd wat dit sleg gaan? As hy goed was vir my in die goeie tye, hoekom sal ek hom nou vervloek? So ek wil vir jou bemoedig en sê, my boeta, my sissa, sou dit gebeur dat die skip dalk skipbreek lê, het God klaar 'n ander skip voorberei, klaar 'n ander pad voorberei, klaar 'n ander deur oopgemaak. Al wat jy moet doen is, glo God. Jy sien, maar dis groter as om net te glo. Want in die storm, wat almal om jou gil en skree en doodgaan amper, van die honger, dat jy moet glo. Maar God is getrou en regverdig. Vanmôre wil ek vir iemand in hierdie plek sê, net soos wat die Here vir Josua gesê het in Deuteronomium 31:8. Glo ek wil die Here vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, ek die Here sal voor jou uittrek. Hoor mooi vanmôre, ek die Here sal voor jou uittrek. Ek sal met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Sien, hy laaste deel is deel van die belofte. Ek is met jou.
Ek sal vir jou 'n weg baan, ek sal voor jou uittrek. Hy sê, ek sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Hy sê, maar jy moet nie bevrees of verskrik wees nie. Dit beteken, ek moet bereid wees om met myself te praat. Ek moet bereid wees om in die storm op te staan, tussen al die ander en te sê, ek gaan God dien, en ek glo God. Groepsdruk vind nie net met tieners en jong mense plaas nie. Ek dink groepsdruk vind baie meer plaas met groot mense, as met kinders. Ja, jong mense, kinders, universiteit, studente het groepsdruk. Maar daar's baie keer groepsdruk om die braaivleisvuur ook. As die manne met mekaar praat. As die sissies hulle pedicure en manicures en allerlei ander keers gaan doen. En hulle sit daar so en praat met mekaar. Daar's baie keer groepsdruk wat daar plaasvind. So hoor dit ook al sê, is ek bereid om te staan en sê, ek glo God. Almal om my vrees om dood te gaan, maar ek glo God. God het gesê. En Paulus het nie geweet 100% voordat hy op hy skip was, waartoe moet ek gaan nie. Hy het net geweet ek moet Rome toe gaan. En te midde van die storm bevestig die Here vir hom, ek het jou geroep, jy gaan na die keiser toe gaan en jy het 'n werk om te verrig. So dit waar jy jou nou in bevind, vertrou God vir bevestiging vir jou roeping. Is dit dalk die plek waar jy wil doodgaan, die plek waar jy wil aftree? Nee. Maar jy moet deurgaan. Wat is die doel van 'n brug en afsluiting? 'n Brug verbind een gedeelte van 'n land aan 'n ander deel van 'n land. So as ek aan hierdie kant is en ek wil daai kant kom, is daar nie 'n brug. As daar nie 'n brug is nie, kan ek nie daai kant kom nie. 'n Brug is dalk nie 10 kilometer lank nie. Is dalk net 100 meter lank. Daai brug praat dalk van 'n seisoen of 'n tydperk in jou lewe, van 'n kort verandering wat plaasvind, maar jy moet van punt A na punt B toe kan gaan. En om daar te kom, moet ek oor die brug kom. En party van julle bevind julleself voor die brug nou. Dis waartoe ek moet gaan. Maar ek moet oor hierdie brug kom. So daar mag dalk verandering plaasvind, daar mag dalk dinge gebeur wat jy uit beheer uit is, maar jy sal moet op die brug klim en oorloop om by die belofte aan te kom. Maar die groot ding is om vas te hou aan sy woord. Wat is jou woord vanmôre? Ek wil jou vra vanmôre, wat is daai ankerwoord waaraan jy vashou? As jy vanmôre vir my sê, Eben, ek het nie 'n woord nie. Of ek kan nie onthou nie. Die enigste plek om my woord te kry is om in die teenwoordigheid van God te kom. In die nag het die engel van die Here Paulus ontmoet. Maar dit beteken Paulus moes op 'n plek wees waar hy hom kon ontmoet. Nou daar's dalk nie 'n binnekamer nie. Ek weet nie hoe die skepe van ouds gelyk nie, maar elkeen het miskien 'n bed of 'n krat gehad waarop hy moes gaan lê. Ek dink daar was 'n hoek eers waar Paulus dalk gaan sit het, waar hy vas aangehou het terwyl hy die storm aangaan, hoe dit ook al mag wees, was hy in die teenwoordigheid van God en God het hom ontmoet. So, miskien wil ek vanmôre vir jou sê, as jy nie woord het nie, dan is dit tyd om een kant te kom. Om tyd te gaan spandeer sodat jy woord van die Here kan kry. Of miskien moet jy vanmôre sê, Here, herinner my aan die woord wat U my gegee het. Herinner my aan U beloftes. Herinner my aan my doel. Herinner my aan my droom. Waarheen is ek op pad? Wat moet ek bedoen? En dan wil ek jou bemoedig vanmôre, hou met alles in jou vas. Ek het dit al getuig, maar miskien net vinnig vir iemand noem. In my 3de jaar Bybelskool was ek al reeds in 'n bediening as 'n assistentpastoor. En die hoofpastoor van die kerk het onderhoude met ons gevoer en met ons gesprekke gehad. En ek gaan die dag in om met hom te gesels en hy sê vir my, jy's goed aan die gang. Dit sal goed gaan met jou en jy doen die jeug goed, ek is happy met jou en my afspraak met hom is klaar en ek gaan uit. En van my vriende gaan in vir hulle afspraak na die tyd. En hy sê vir hulle die woorde, hy sê,
Eben het nie die goods nie. Hy gaan dit nie maak in die bediening nie. Derde jaar. Ek weet dit nie. Alright. Hulle kom na my toe, en ek weet nie wat is die rede hoekom hulle dit vir my kom sê het nie. Hulle sê vir my, hy sê, jy het nie die goods nie. Jy gaan dit nie maak in die bediening nie. Daar's dalk mense wat oor jou lewe uitgespreek het en gesê het, jy het nie die goods nie. Jy gaan dit nie maak nie. Daar's dalk wat goed uitgespreek het oor jou lewe toe jy op skool was, toe op universiteit was, dalk jou pa, dalk jou ma, dalk goeters gesê wat seer gemaak het, of wat nog altyd bietjie krap. Wat goed gaan van jou kom. En weet jy wat, daai dag toe hulle vir my sê, hy sê, jy het nie die goods nie, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan nie maak in die bediening nie. Toe kon ek saamstem en sê, dis die waarheid. Maar ek glo God. Want ek weet wat se woord die Here my gegee het, 4 jaar terug. Ek weet toe hy my geroep het, wat was my bemoediging. Ek kan die oggend onthou, alleen in die kerk by die preekstoel, waar ek op my aangesig lê en God met my ontmoet, en hy my 'n leer wys, wat oploop na die hemel, en die Here sê, TWC, the worship center, die grond waarop jy lê, gee ek aan jou. Min wetende, 2 jaar na daai boodskap wat hy sê, ek kan dit nie maak nie, toe stel die Here my by daai kerk aan as presiderende pastoor, en raai wat word die kerk se naam? TWC, the worship center. Op 23 presiderende pastoor van die gemeente. Weet jy wat het gebeur? Die kerk het deur 'n skeuring gegaan. Hy het skibreek gelei. Ek verstaan nie hoekom, waarom nie. Maar ek weet God het gesê, hierdie grond waarop jy lê, dit gee ek aan jou. En die eerste 10 jaar van my bediening was ek voltyds in daardie gemeente in die bediening. Moes ons daai kerk uit 'n skeuring uit opbou. Hoekom sê ek dit vanmôre? Nie om vir jou te sê ek is great of ek's goed nie, want in Eben self kan hy dit nie doen nie, het hy nie die goods nie, maar ek glo God. En is daai woord, daai roeping, daai bevestiging wat hy gesê het, ek het jou by jou naam geroep, ek het jou uitverkies, wat deur die storms, want daar was al 'n klompie, my behoue gehou het, en dis die genade van die Here. So vanmôre wil ek met jou praat, nie uit iets wat ek net gelees het nie, net uit iets wat ek gehoor het van iemand anders, maar ek wil vir jou sê, dis baie keer, nee, dis altyd, net die woord waarin jy vashou, wat God vir jou gegee het, wat jou deurdra. Nou wil ek jou vra om jou oë saam met my te sluit, jou hande op te steek, en ek wil hierdie woord wat die Here my gestuur het vanmôre, oor jou lewe kom uitspreek. So dis woord vir bemoediging, maar daar's iemand in die plek, wat ek weet dit moet hoor. Ek, die Here, sal voor jou uittrek. Hoor hierdie woord, hy sê, ek, die God, die Almagtige, die Skepper van die heelal, ek sal voor jou uittrek. So jy weet nou as dit ek is met wie God praat. As dit jy is. Hy sê, ek sal met jou wees. Vat dit vanmôre. God sê, ek sal met jou wees. Hy sê, ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Maak nie saak of vir die einde van die jaar is, of die begin van die jaar, of die middel van die jaar is nie. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En laastens sê hy, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. So as die Gees van die Here vanmôre met jou praat, vat hierdie woord, maak dit joune en sê ek glo.